Verseker jou golfstokke of fiets vir R1 per maand. Besoek kingprice.co.za vir 'n verpligtingvrye kwotasie. Kingprice Insurance, besenfees geld. En nou is dit weer tyd om die politisie bietjie aan te vat met Lorenza Eckhardt. Goeiemôre en baie welkom. Môre Dawie. Heerlik om hier saam met my te hê vanoggend. Twee dinge. Die president sê die DA doen 'n beter job as die ANC. Nou, kyk, ek is nie so slim met politiek soos jy nie, maar ek weet daarom nie of dit 'n slim ding is om dit te sê nie. Kyk Dawie, dis laat in die dag vir die ANC president om so erkenning te maak. En hy's nie verkeerd nie. Die ouditeur-generaal se verslag kom jaar na jaar uit. Die bes presterende munisipaliteite is in die Wes-Kaap, die beste presterende munisipaliteit in Gauteng word deur die DA beheer. So daarmee kan 'n mens nie stry nie. Maar mens wonder tog of president Cyril Ramaphosa nie dalk vir sy party rede wil gee om hom uit te skop nie, want dit is die olifant in die vertrek, maar was dit werklik nodig vir die president om daardie erkenning te maak? Dit is aan die een kant. Die ander ding is, miskien is dit aan die einde van die pad wat die president voel, wat gaan dit verg vir ons beamptes in munisipaliteite om beter dienste te lewer? Miskien is daar 'n behoorlike skop onder die alie nodig en die enigste manier vir hom om dit te doen is om te sê, maar ons moet daar kyk na die DA. Wel, ek weet 'n paar van die ANC ouens, senior ouens en die ANC leiers is baie ongelukkig hieroor. Wat dink jy is die kans dat hulle hom gaan recall, soos hulle sê? Kyk, nog geen ANC-president het sy ANC-termyn kon klaarmaak nie. Dit het maar met almal gebeur. So die kanse is min en ons weet die leierskapstryd is besig om vuurwarm te word binne die party. En as 'n mens kyk na onlangse besluite wat president Cyril Ramaphosa doen, of miskien eerder sy tekort aan besluite en sy stilte oor 'n klomp belangrike kwessies, wonder 'n mens nie of daar miskien reeds 'n soort van 'n, ek wil nie sê 'n ooreenkoms met Paul Mashatile en sy kamp of ander opvolgers is om te sê ek gaan stil bly, ek gaan nie te veel sê nie, maar nou hierdie opmerking oor die DA laat my weer miskien anders dink. Miskien is daar 'n bietjie veglustigheid oor in die president om te sê ek gaan nie, I won't go quietly into the night. So gepraat van wie moet sy mond oopmaak en wie moet stil bly. Die kommissie het uiteindelik afgeskop hierdie week en ek moet vir jou sê, ek is nogal beïndruk met die hele kommissie storieetjie. Ek ben die voorsitter doen uitstekende werk. Die kommissarisse doen 'n uitstekende werk en sover die getuienis van generaal Mkhwanazi is ek ook nogal baie beïndruk. Maar nou lees ek, O'Sullivan sê hy het ook maar 'n paar geraamtes in die kas. Kyk, ek dink almal het voete van klei. Al ons mense, die figure na wie mens kyk vir leierskap in Suid-Afrika, daar's maar altyd iets, maar ek dink ons is so desperaat vir iemand, dat wanneer iemand soos luitenant-generaal Mkhwanazi kom en sê, maar daar is veldtog om ondersoeke, om dit te dwarsboom, om dit te vermoeilik. Ons weet wat die misdaadsituasie in die land is. Ons weet bitter min word gedoen aan ernstige georganiseerde misdaad. So nou luister ons na wat Mkhwanazi voor die kommissie getuig en ons sê maar dit maak sin, want nog gebeur niks nie. Hierdie mense kom keer op keer daarmee weg. Ons het gehoor hierdie week van die tenderpreneur Kat Matlala, wat dit tot kon regkry om polisie blou ligte aan sy voertuig te sit en hy het dit gedoen deur die Ekurhuleni. Hy en Lady Cat, wat? Ja, sy noem haarself Lady Cat en die kinders is Little Cubs. En hulle word skool toe gery in motors met blou ligte want hulle wil nie in die verkeer sit. So wat hy sê maak sin. Maar dit gaan beveg word deur die name, deur die mense na wie hy verwys. Hulle gaan natuurlik met hulle prokureurs kom en sê, maar tot hier toe en nie verder nie. So mens hoop dat daar verdere bewyse is vir die aantuigings wat hy maak. Maar tot dusver is dit goed en hierdie goeders moet oopgevlek word. Baie dankie dat jy by ons 'n draai kom maak. Kom ons moenie ons onnoodwendig ons asems ophou nie, maar kom ons hoop ten minste iets gaan hiervan. Dis al wat ons kan doen. Ek dink al wat ons nodig het, ons het net een groot kop in Oranje overall nodig en dan gaan die hele ou spulletjie in stort. Kom ons hoop daarvoor.